Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie refleksie en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou lieve vriende, die gemsbok is sekerlik ook alom bekend by elkeen van ons en die meeste van ons wat daar in die Kalahari al was, sal sekerlik hulle daar ook gesien het dan. Wat interessant is oor hulle is dat 'n gemsbok amper nie nodig het vir water nie. Gemsbokke kan vir maande sonder drinkwater klaarkom. Hulle kry genoeg vog uit die voedsel wat hulle inneem en dan dit ook so op te gaar sodat hulle kan oorleef vir maande lank dan ook. Hulle liggaamstemperatuur is verder iets wat hulle kan gebruik of wat hulle wel gebruik om aan te wend sodat hulle nie hoef vog te verloor nie. Hulle kan hul liggaamstemperatuur verhoog sodat hulle nie hoef te sweet en so kosbare vog verloor nie. Baie interessant dat hulle dan ook so deur die Here gemaak is om op so 'n manier te kan oorleef. En liewe vriende, net so ook met ons as kinders van die Here. Ons as kinders van die Here is in 'n wêreld waar ons sekerlik deur die duiwel versoek en aangeval word, maar ons kan oorleef, ons kan in oorwinning leef omdat die Here vir ons daartoe in staat stel dan ook. So wil ons vanoggend dan so ook net stil staan by die versoeking van die Here Jesus of 'n gedeelte net daarvan. In Matteus 4 vers 1 lees ons toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. Nou as jy daaraan dink dat die duiwel die Here kom versoek het en ons weet wat met die versoeking ook gebeur het en die wonderlikheid waarop die Here ook die oorwinning daar kom behaal. So weet u en ek as kind van die Here ook dat die duiwel ons sekerlik sal kom versoek. Hy wil hê dat ons moet val en nie effektief moet wees in die werk van die Here nie. Maar liewe vriende, wat hier baie interessant is oor die versoeking van die Here is dit wat vooraf gebeur het. En dit lees ons daar in Matteus 3 vers 16 wat sê, en nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemel vir hom oop, die eerste wonderlike ding. Die hemel het oopgegaan vir die Here. Dink aan hierdie wonderlike goddelike oomblik wat hier gebeur. En hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Hierdie wonderlike kosbare oomblik wat die Here Jesus voor die tyd gehad het voordat hy versoek is en na dat hierdie saak gebeur het, is die Here deur die Heilige Gees oor die woestyn ingelei en sodat hy deur die duiwel versoek kon word. En nou mag dit baie keer in ons lewe ook wees wat ons 'n hoogtepunt het op geestelike gebied en wanneer ons daardie hoogtepunt het op geestelike gebied, gebeur dit dikwels dat dit juis dan is wanneer daardie versoeking na ons kant toe kom. Nou liewe vriende, ons moet nou nie wegskram van hoogtepunte en verkwikkende tye voor die aangesig van die Here nie. Ons moet dit juis omhels en juis weet dat ons, maak nie saak wat se versoeking daarna kom nie, ons meer as sterk genoeg is om daardie versoeking ook teë te kan staan. Ons sien in hierdie versoeking van die Here, dit het in 'n tyd gekom toe daardie volgende oor die Here gesê, dit is my geliefde seun. Net so mag u daardie wonderlike kind van die Here wees in die regte verhouding met die Here. En dis presies hoe die Here was in hierdie oomblikke en terwyl u ook in die regte verhouding is, beteken dit nie dat die duiwel u nie gaan versoek nie. Die versoeking sal juis eintlik dan kom. Die verdere saak is, en hy sien die Gees van God, dink aan, dat die Heilige Gees van God het die Here Jesus gesalf vir sy aardse bediening. En nie as kind van die Here moet weet van die salwing van die Here wat op die lewe rus, sodat jy dienswerk vir die Here kan doen tot eer van sy naam. Die feit dat jy gewillig is en oorgegee is om dienswerk te doen, beteken nie dat jy nie versoek sal word nie. Jy sal juis eintlik versoek word. En dan lees ons daarby met eens gaan die hemel vir hom oop, die wonderlikheid wat gebeur het, hoe die hemel oopgegaan, die besondere teenwoordigheid van die Here in daai oomblikke, sekerlik ook wat ons mag ervaar. Ons mag besonderlik bewus wees van die Here se teenwoordigheid in ons lewe. Dit beteken nie dat ons nie versoek sal word nie. Die versoeking na al hierdie dinge het nog steeds gekom na die Here Jesus toe. En die Here het oorwinning behaal. Mag dit ook so in u lewe wees. En mag u ook vandag sê, Here, ongeag al hierdie wonderlike sake, my verhouding met u, die versoeking is daar en dankie dat u my staande sal hou. Kom ons bid dan. Ons dierbare Here, baie dankie dat u
vir ons help en met ons is. En U weet van elke aanslag en versoeking nog voor enigiemand anders daarvan weet. Daarom kom rus ons ook in U. Amen.